of dawn, the stone was rolled, the silence broke, the truth was told. The grave could not contain his breath. The King of life had conquered death. He is risen, Christ alive, hope awakened, hearts revived from the grave. Vader, ons dank U vir die voorreg en vir die eer wat ons vanmôre het, om eerstens na U toe as Abba Vader te kom. Onse Here, onse God en onse Vader, wat ons eerste lief gehad het, wat ons so lief gehad het, dat U U Seun Jesus gestuur het, as die weg, die waarheid, die een wat versoening bewerkstellig het, die een in wie se naam ons nou nader, Jesus ons Christus. En dit kan ons alleenlik bely en sê in die naam, deur die krag en deur die leiding van die Heilige Gees, wat hierdie openbaring vir ons oopgemaak het. So vandag kom ons na U toe, ons drie-enige God, en ons een groot doel is om U te aanbid, U te verheerlik, en met dankbare harte voor U te staan, en te sê dankie. Dankie dat ons nie 'n dooie God aanbid nie. Dankie dat die God wat ons dien en aanbid en ons lewe aan toe wy, nie uit 'n klip of uit 'n hout uitgekap is, of deur mense hande geformeer is nie, maar dat ons die skepper van die heelal aanbid, die Here, die Almagtige. En dankie dat ons ook weet dat U lewe vandag, en dat die dood U nie kon vashou nie, en dat ons vanmôre U woord kan sê, dood, waar is jou angel? Waar is jou vashou? Ons kan vanmôre sê ons lewe, omdat Jesus lewe. Ons kan vanmôre sê ons het hoop vir vandag en hoop vir môre, want ons hoop is geanker in Christus, ons Here, want U het opgestaan en U lewe, en dit is vir ons die moeite werd. So vanmôre wil ons U kom eer, bo alles, U kom verheerlik, en U naam kom groot maak. Wil jy saam met my bid, sê, Heilige Gees, ek stel my oop vir U. Vandag wil ek U kom dankie sê, en U kom verheerlik, vir die offer, wat U vir my gedoen het, dat U opgestaan het, dat U lewe, dat U aan die regterhand van die Vader is, as intercessor, wat vir my intree. Dankie dat U plek voor gaan berei het. En ek het 'n verwagting dat U weer terugkom. En solank as wat U vertoef om terug te kom, kies ek om U te aanbid, om U te verheerlik en om gehoorsaam te bly aan dit wat U ons geroep het om te doen. En ek bely vandag met my mond, geen rots en geen klip sal in my plek uitskree. Solank as wat ek lewe, sal ek U woord verkondig. Sal ek U kind wees, want U lewe en ek lewe in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. God loves the world in this way. He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Whoever believes in Him will not be condemned. I'm so ashamed. You redeemed me and I just threw it all away. I
that's not much of a redemption if it can be lost in a day, is it? I didn't even come back on my own. They had to come get me. I just can't live up to it. Well, that's true. But you don't have to. I just want your heart. The Father just wants your heart. It won't matter where you're from or what you've done. I am rejected by others. I know, but not by the Messiah. Look up. I can't. You can. Look at me. I forgive you. Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Drink almal daaruit. So dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle my dood totdat ek kom. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Shame is a prison as cruel as a grave. Shame is a robber and it's come to take my name. Oh, love is my redeemer, lifts me up from the ground. Love is the power when my freedom song is found. There ain't no grave gonna hold my body down.
There ain't no grave gonna hold my body down. Here is a liar with a smooth and velvet tongue. Here is a tyrant, is always telling me to run. Oh, love is a resurrection. Oh, love is a trumpet sound. Love is my weapon, gonna take my dying down. There ain't no grave gonna hold my body down. There ain't no grave gonna hold my body down. And I hear that trumpet sound, gonna rise up from the ground. There ain't no grave gonna hold my body down. It was a battle, a war between death and life. They were on a tree, the Lamb of God was crucified. He went on down to hell, he took back every key. He rose up as a lion, now he's setting on down, free the rainbow gonna hold my body down. There ain't no grave gonna hold my body down. Hear that trumpet sound, I'm gonna rise up from the ground. There ain't no grave gonna hold my body down. There ain't no grave gonna hold my You said, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also from now on. You know him and have seen him. Because I am in the Father and the Father is in me. I don't do this of my own accord. Ons harte was brandend toe hy met ons praat. Net hy kon vir ons die skrifte uitlê. Hy het ons vermaan, harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Hy het dit alles so mooi verduidelik. Die geskrifte van Moses en die profeseë aangaande hom en alles
in vervulling gekom het. Ek was nie seker of die disippels en die vroue die waarheid praat nie. Hulle het die graf leeg gevind. Kon dit wees dat hy werklik opgestaan het? Dit was toe ons aan tafel sit, die oomblik toe hy die brood neem, die seën en breek. Toe gaan ons oë oop. Dit is Jesus Christus, ons Messiah. Hy het werklik opgestaan en aan ons verskyn. Die brood, die beker, die nuwe verbond in sy bloed. Halleluja, hy lewe. Praise on the valley, praise on the mountain.
Glory, glory, I've been singing since I laid my burden down. Glory, glory, I've been singing since I laid my burden down. I'm singing hallelujah, God is able, hallelujah, God is faithful, hallelujah, Lord, I'm gonna sing. I feel better, so much better, since I laid my burden down. Yeah, I feel better, so much better, since I laid, oh Lord, I laid my burden down. I'm singing hallelujah, God is able, hallelujah, God is faithful, hallelujah, Lord, I'm gonna sing. I'm singing hallelujah, God is able, hallelujah, God is faithful, hallelujah, Lord, I'm gonna sing. As long as I'm alive, there's gonna be praising. As long as I'm alive, there's gonna be shouting. One thing that I know, oh, deep down in my soul, oh, as long as I'm alive, I'm gonna sing. I'm singing hallelujah, God is able, hallelujah, God is faithful, hallelujah, Lord, I'm gonna sing. Oh, I'm singing hallelujah, God is able, hallelujah, God is faithful, hallelujah, Lord, I'm gonna sing. I'm gonna sing. Jesus het opgestaan en Jesus lewe. En die graf is leeg. En die dood kon Jesus nie hou nie. Ek wil graag vanmôre vir 'n oomblik so 'n bietjie met u gesels. En as die Gees van die Here ons so lei, dan gaan ons boodskap so in 2 dele deel. En ons eerste gedeelte wil ek vanmôre begin. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na die boek van Johannes hoofstuk 5. Johannes hoofstuk 5 en ons gaan lees van vers 1 af. En ek wil vanmôre se gedagte wat ek met u deel, titel die volgende woorde: los jou matras. Sê gou saam met my, los jou matras. Nou, dit is opstanding vanmôre en jy mag dalk vanmôre vra, Eben, wat het dit te doen met opstanding? En terwyl ek op die Gees van die Here gewag het vir vandag se boodskap, het dit so in my gees opgekom en wil ek graag dit met u deel. Want ek dink dit is so van krag en ek glo ook die Gees, die Here wil met u en my gesels, want dit is so 'n bietjie iets anders as die normale waaraan ek en u gewoond is. Lees saam met my asseblief Johannes hoofstuk 5 van vers 1. Hy sê, hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus is opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaappoort 'n bad met die 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingegaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het.
En 'n sekere man, highlight hierdie gedeelte in jou Bybel, was daar 38 jaar wat aan sy siekte gelei het. En toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lank siek was, sê hy vir hom, met ander woorde, Jesus sê vir hierdie verlamde man, wil jy gesond word? Sê gou saam met my, wil jy gesond word? Daardie dag toe Jesus by daardie bad van Bethesda kom, en Jesus sien hierdie verlamde man daar lê, het Jesus hom raak gesien. Dis die eerste ding. Jesus het hom raak gesien, en Jesus het na hom toe gestap en hom gevra, wil jy gesond word? Nou ek wil hê jy moet so 'n bietjie in die geestesoog sien, daar was menige mense wat om daardie bad van Bethesda daardie dag gelê het. Die Bybel sê daar was siekes, daar was krepeles, daar was blindes, daar was dowes, daar was 10-1 malaatses, daar was allerhande siek mense wat gewag het vir daardie water om geroer te word. Want daai water was geroer op 'n bepaalde tyd en oomblik deur 'n engel wat deur God gestuur was. En dan die eerste een wat in die bad ingeklim het, net hy was genees, net een persoon. So hierdie man lê daar by daardie bad vir 38 jaar. Wie van u in hierdie plek is vandag 38 jaar oud? Ek wil gou kyk. Is daar iemand wat 38 is? Boeta, staan gou op vir ons daarso. 38 jaar oud. Kan jy dink van die dag wat jy gebore is tot hier, moet jy langs daai bad van Bethesda sit? Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Dis nie iets wat net oornag gebeur het nie. Dis amper 'n leeftyd lank. Sit hierdie man by daai bad en elke keer wanneer hy net wil inbeweeg, dan spring iemand voor hom in. Of iemand anders te bring hulle familielede en hulle staan gereed dat wanneer daai water geroer word, dan sit hulle familielid in. Met ander woorde, hy het niemand om hom in te tel nie. Elke keer het hy daai hoop, daai verwagting, vandag is my dag, en net voordat dit gebeur, dan spring iemand voor hom in. Met ander woorde, dan sy oomblik verby. Maar vir 38 jaar lê hy by hierdie bad van Bethesda op sy maatjie, kom ons noem dit in vandag se taal, op sy matras. En kom hy nie in daai bad nie. En daardie dag loop Jesus en sy disippels by die bad van Bethesda verby. En Jesus sien al die ander siekes. Hy weet wat gebeur, maar hy's gestuur deur die Gees van die Here om op 'n bepaalde oomblik en tyd by daai bad te wees. En op daai oomblik toe Jesus daar is, sien Jesus daardie verlamde man by die bad van Bethesda op sy maatjie, op sy matras. Jesus het hom gesien. Ek wil vanmôre 'n stelling maak. Inteendeel, ek wil vanmôre sê, ek glo die Gees van die Here het my na hierdie plek vanmôre gestuur om vir iemand hier te sê, Jesus sien jou raak. Want ek ervaar in my gees, daar's iemand, terwyl ek op die Here gewag het, vroeg vanoggend in die oggendure, het die Here vir my gesê, daar's iemand wat moet hoor, hy sien jou raak. Daar's dalk van u wat vir 38 jaar al wag, nie noodwendig net vir die Here nie, maar jy's vasgevang in jou omstandighede, jy's vasgevang in jou situasie, jy's vasgevang in 'n siekbed, jy's dalk vasgevang in 'n huwelik, in probleme, en jy wil deurkom, maar elke keer net voordat jy deurkom, dan voel dit net asof jou deurbraak wegval. En soos hierdie verlamde man, voel dit partykeer hopeloos. Dit voel net jou deurbraak wil nie deurkom nie. Jy vra, jy hoop, jy probeer, vir 38 jaar lank, en dit gebeur met almal om jou, maar jy kom nie deur nie. Jou breakthrough is just not there. Met oomblikke wakker dit op, dan lyk dit, vandag is jou dag, en net voordat jy in is, dan's iemand anders te in. Maar ek wil vandag ook vir jou sê, Jesus sê vandag, ek sien jou.
I see you. Ek sien jou hart. Ek sien jou omstandighede. Ek sien wat jy deurgaan. Ek hoor jou. Ek sien jou raak. Dit voel dalk nie so nie. Dit voel nie so nie, maar ook ons geloof is nie gebaseer op gevoel nie. Dit is nie gebaseer op wat jou man voel of jou vrou of jou kinders nie. Jesus sê ek sien jou. Die tweede ding, toe Jesus daar loop, het hy nie net die verlamde man gesien nie, hy het ook kompassie met hom gehad, hy het empatie met hom gehad, en hy het gaan stil staan by hom. Dis een ding om iemand te sien, dis 'n ander ding om by hom stil te staan. Baie maal sien ons iemand, we just smile and wave, but Jesus het nie gesmile and wave nie, hy het gaan stil staan, en hy het by hom gevra, wat wil jy hê? Wil jy gesond word? Jesus vra vanmôre vir jou en vir my, wil jy gesond word? Wat is dit wat jy van my vra? Ek sien jou. Wat is dit wat jy benodig? Gister met ons uitreiking in Redan het ons dit baie duidelik vir ons mensies in die community gesê, ons kom nie met geld nie, ons kom nie met kos nie, ons kom nie met klere nie, ons kom met Jesus. Want silwer en goud het ons nie, want dis kort oplossings, maar ons kom met Jesus. Selfs met liefde en respek, ons kom nie net om die kerk vol te maak nie, ons kom om die hemel vol te maak. Want jy sien, as ons kom met iets wat ons vir jou gee, word ons jou oplosser, ons word jou verlosser, ons raak die een wat vir jou kort oomblikke deurbrake gee, maar wanneer jy Jesus ontmoet, in daai oomblik van jou nood, kan hy jou optel van jou matras af, van jou maatjie af, en hy kan jou omstandighede verander. Is daar iemand in hierdie huis vanmôre? Amen. Jesus vra, wil jy gesond word? Ek wil vanmôre vir u vra, wil jy liggaamlik gesond word? Jesus vra, wil jy liggaamlik gesond word? Want baie keer word ons so gewoond aan hierdie ou siektetjie van my, aan hierdie omstandighede. Daardie verlamde man het 38 jaar op sy ou maatjie gesit. Ja, sy omstandighede was nie lekker nie. Ja, vir 38 jaar het hy daar gelê, maar hy het ook attached geraak aan daai maatjie. Hoeveel keer praat ons nie van, dis maar my maatjie nie. Dis my suikersiekte, dis my bloeddruk, dis my probleme. Het Jesus nie betaal daarvoor aan die kruis nie? Het hy nie gesê, hy het my siekte op hom geneem nie? Die vloek wat oor my kom, het hy met sy bloed betaal nie? Amen. Dis nie meer my bloeddruk, my suiker. Dis 'n bloedlyn vloek wat deurkom deur die generasies. En Jesus sê, ek het daarvoor betaal. En elke keer wat ek dit oor my lewe spreek, gee ek dit krag. Ja, die simptome is daar, maar ek moet teen dit begin spreek in die naam van Jesus, met die bloed van Jesus, en sy woord daaroor begin bely, wat sê, by his stripes I am whole, deur sy wonde is ek genees. Jesus vra, wil jy gesond word? Partykeer ry ons daai karretjie se wiele deur. Dis my siekte. Dis my situasie. Jesus vra vanmôre, wil jy dalk emosioneel gesond word? Want daar's baie wat dalk nie liggaamlik siek is nie, maar hulle is emosioneel siek. Emosioneel praat ons van die siege. Praat ons van ons emosies, praat ons van ons gevoel. Emosioneel is daar mense wat siek is, en ek praat nie van psigiese siektes nie, ek praat net van emosioneel onstabiel.
Iemand kyk net vir jou, dan is jy kwaad, jy's ongelukkig, dan vra jy vir hulle, vir wat kyk jy? Wat gaan jy maak? Wie dink jy is jy? Die arme kinders in die huis kan nie 'n voet verkeerd sit nie, dan's ma op hulle. Ek werk die hele dag, ek moet altyd agter julle skoon maak, ek moet dit, ja jy moet, jy wou hulle gehad het, of maar jy beplan nie. Kom nou, jy het gebaar, ja, jy en jou man, of jy en jou boyfriend, of wie ook al het was. Amen. Kom ons praat reguit vanmôre met mekaar. Jou kinders? Nee, is nie my kinders, is my man se kinders. Ja, jy het met hom getrou, jy het hulle gevat, en die oomblik toe jy met hom trou, het jy gesê, ons word een, so sy kinders word my kinders, en my kinders word jou kinders. Anders moenie weer trou nie, maak hulle alleen groot. Kom nou. Amen. Dis mos ons. Van wanneer af is dit ek, jy en ons? My boeta, kom ons by die huis, as jy moeg gewerk. Jou vrou is ook moeg, jy moet haar ook help. Sy werk ook. Ons het laas gesê, wie maak jou die koning, die leeu van die woud? Amen. Ons almal werk mos saam in hierdie verhouding in hierdie huis. Jesus het ons mos vrygemaak. Maar jy sien, baie keer is ons emosioneel ook siek, maar ons wil dit nie erken nie, ons gaan drink eerder 'n pilletjie. En ons onderdruk daai emosie. Met begrafnisse sê ek altyd vir die mense, moenie 'n pilletjie drink nie. Want jy drink nou 'n pilletjie terwyl ons besig is met die begrafnis, dan dink jy dit help jou, maar oor 2-3 dae is daai pilletjie uitgewerk, dan vang daai ding jou erger as wat dit jou gevang het tydens die begrafnis, en dan kan jy nie deel met jou verlies nie. Vra eerder die Heilige Gees, die trooster, om jou die krag te gee om staande te bly, emosioneel, om deur daai eina te gaan, want Jesus het jou die oorwinning gegee, en die Gees van die Here sal jou help. Jy sien, die pilletjie onderdruk net die emosie, maar hy genees nie. Die derde punt wat ek vinnig met jou wil deel, is Jesus vra, wil jy gesond word? Geestelik. Onthou, hy het ons geskape liggaam, siel en gees. Liggaam, emosioneel en gees. Daardie dag toe Jesus voor daai verlamde man staan, toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Vra hy ook vir hom, wil jy geestelik gesond word? Baie van ons het geestelik ook seer gekry, geestelik siek, geestelik teleurgesteld. En ja, dit kom van twee kante af. Mense het jou seer gemaak, miskien 'n vorige herder of 'n dominee, maar dan moet ek ook sê, dis ook jou eie skuld. Want baie keer plaas ons oë op mense in plaas van Jesus. Ons aanbid mense in plaas van Jesus. Amen. Mense stel teleur. Mense maak foute, herders maak foute, en ek kom nie op vir die herders nie, maar hulle is ook mense, en God sê die herders sal erger, mag ek die woord sê, gestraf word, hulle sal voor God staan. Maar mag ons oë eerder fokus op Jesus, en ophou met verskonings. Want dis my volgende punt wat ek met jou wil vra. Jy sien, daardie dag toe Jesus met daardie man praat, en hy vra vir hom, wil jy gesond word? Toe antwoord die man, Jesus, ek het niemand om my in die bad te tel nie. Jesus het hom nie gevra, wil jy hê ek moet jou in die bad tel nie. Jesus het hom nie gevra, het jy iemand om jou in die bad te tel nie. Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? En hy begin met sy jammer storie. En sy storie is waar. Hy sit daar vir 38 jaar. Sy omstandighede is waar. Maar Jesus vra nie vir hom, vertel my jou storie nie. Hy vra, wil jy gesond word?
Partykeer is ons so vasgevang op ons matras in ons omstandighede dat ons die Messias wat voor ons staan, wat die dood oorwin het, wat opgestaan het, nie raak sien en hoor wanneer hy vra, wil jy gesond word nie? He's standing right in front of us with a miracle in his hand and all we see is ons matrasie en ons siekte. Wil jy gesond word? Jesus sê vandag, is jy bereid om jou matras te los? Is jy bereid om jou verlede te los? Is jy bereid om die verskonings te los? Johannes 5 vers 7, sal jy saam met my verder lees? Jy kan sommer op die bord volg. Hy sê die siekte antwoord hom, of die sieke antwoord hom, die verlamde man, Here, ek het niemand om my in die bad te sit nie, as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander voor my in. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Sien u dat Jesus nie regtig met hom eers in 'n stryery betrokke raak nie? Jesus praat nie eers met hom oor sy storie nie, nie dat dit nie belangrik. Ja, Jesus wil hom genees. Ja, Jesus hoor hom, maar Jesus sê, ek wil jou aanraak. Wat sê Jesus vir hom? Staan op. Staan op. Neem jou bed, vat jou matras en loop. Hy sê, en dadelik het die man gesond geword. En sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Ek wil vanmôre sê, kom ons hou op om ons verlede en ons omstandighede te blameer en te gebruik. Jesus staan voor ons en hy vra, wil jy gesond word? Dalk sê jy ook vandag, soos ek in die verlede gesê het, omdat my omstandighede erg was, omdat daar miskien verslawing is, of omdat my pa gedrink het, daarom drink ek, of omdat dit moeilik gaan, die ekonomie is erg, daarom doen ek kan nie cope nie, daarom doen ek hierdie dinge. Jesus se oë kyk jou en my vanmôre reg in ons oë, en hy vra vir jou, wil jy gesond word? Die graf is leeg. Hy het opgestaan. En hy sê, as jy wil, staan op. Jy sien, die krag van die Heilige Gees is nie hier om jou sonde te bejammer nie. Kan ek dit weer sê? Die krag van die Heilige Gees is nie hier om jou en my sonde en ons omstandighede te bejammer nie. Die Heilige Gees is hier om jou en my uit ons sonde en ons omstandighede uit te ruk, om ons te verlos. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin. Ons sal aangaan met hierdie vers. Hulle het hom oorwin. Ons sal aangaan met hierdie vers nadat hulle bedien het, want God is groot. Ons God is groot en almagtig. En daarom kan ons oorwin. Ek wil jou los met hierdie gedagte. Jesus vra, wil jy gesond word? Die kinders gaan ons bedien. Hy sê, I might be small, but my God is big and strong. And my God is everywhere. And sometimes it might feel that you are sitting by the bath of Bethesda and you are alone. Dit voel of jy alleen is. Maar ek wil vir jou sê, Jesus is oral, alom teenwoordig. En hy sien jou. En hy wil hoor vanmôre, wil jy genees word? Maar dit verg 'n aksie en 'n poging. Is jy bereid? I might be small, but my God is big.
I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea, bigger than a bully and anything that's woolly. He is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, even bigger than a train, bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Ek het begin net voordat hulle gekom het met die woord van die Here, Openbaring. Hy praat hier van die vyand en die aanslag en die siekte, dit wat alles gebeur het daar om die bad van Bethesda. Die woord sê, en hulle het hom, die vyand, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Sê saam met my, die woord van hulle getuienis. En dan sê die woord daar, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daar is krag in ons getuienis. En vanmôre ons tema sê, ons sal onthou. Deel van om jou matras agter te laat. Krag in dit is om te getuig. En om te kan vertel, wat het Jesus vir jou gedoen. So ek wil vandag vir Jolandi, Erasmus, vir Amy en vir Elena na vore nooi. En hulle gaan vir ons vertel, wat het Jesus vir hulle gedoen. En ons sal onthou. En ons gaan oorwin deur die woord van ons getuienis en deur die bloed van die lam. Môre almal. As iemand wat sukkel met angs, moet ek die Here alle eer gee, want daar's nie 'n manier
wat ek 3 jaar terug hiervoor kon gestaan het nie, voor mense kon gepraat het nie. En die Here het soveel deure oopgemaak vir my en vir my man om bediening te doen met Metanoia. Hulle is net 'n vreugde vir ons, regtig. En die studies wat ons doen, help ons om te praat voor mense, om openinge te doen, om preke te doen. En ek gee God alle eer, want wanneer ek swak is hy my krag. En ek kan regtig in alle eerlikheid sê, ek voel dit, want hierdie vrees sal oor my kom en ek sal dink, Here, wie is ek? Wie is ek dat ek hierdie goeders kan doen? Sê ek dankie Here, alle eer aan U, want U gee my die krag. En ek gaan onthou elke liewe dag. Amen. Good morning, everyone. I'm going to be talking about what happened to me in December with my grandfather that was in the hospital. We were told that we had to come and say goodbye to him. And now I can say thank you, Lord, that I can stand here today and say that my grandfather is alive. He's still alive today. And I can say thank you, Lord, that he walks, and even with his amputated leg, he can walk. And he wants to live, and he still lives. And thank you that my father and me, as we gave him a word, and now he's reading the Bible and he's believing in God. And I can say thank you, Lord, that I can stand here today and say that I'm glad that I can have my grandfather here in this life still. Good morning, everybody. 2 years ago, my younger sister broke her arm, and she shattered it by falling over a stick. And the doctor we went to saw the x-rays, and he was confused. So when we told him what happened, he looked so shocked, and we couldn't believe it either because she just fell over a stick. Now, she had to get surgery for shattering her arm, and we didn't have the money to, because the day before that we had to take her to another hospital to get her arm just in a temporary cast so then she can at least go home. So that cost us money, and we had to ask other people to help us with that. So the doctor said to us, "You guys look like Christians," and he said he'll pay for us. And I don't understand how that could have happened, because he could have not been a Christian. He could have been a Christian. We didn't show that we were Christians, but he said to us that he will pay for her surgery. And I think it was like 30,000 rand. I can't believe that it was that moment that he said he will pay for it. And I believe we paid him back to thank him. Goeiemôre almal. Ja, so my storie wat ek sal onthou. Op skool was ek nie baie, in die begin van hoërskool was ek nie baie beroemd nie. Mense het nie van my gehou nie. Ek was geboelie gewees vir 3 jaar oor hoe ek lyk, oor waar ek vandaan kom, oor hoe ek lewe. En ek was die stil en teruggetrokke persoon. Ek het nie gelike om baie te sê nie. Maar ja, dit was toe ons in die wêreld was, en ek het eendag besluit tot daartoe nie verder nie. Ek het opgestaan vir myself, nie in 'n Christelike manier nie, maar ek het opgestaan vir myself, en hier staan ek vandag, die ou wat my geboelie het, is steeds in die wêreld, en ek is ryker as hy, want ek het God aan my kant. En wat my vandag nog aan die loop hou is, die spykers het nie Jesus aan die kruis gehou nie. Met een sêding kon hy almal voor hom bestraf het, alles homself aan die kruis afgehaal het, maar is sy liefde vir my en jou, wat hom aan daai kruis gehou het. Dankie.
dark, the world was still. The Savior took his final breath, and then he closed his eyes in death. A borrowed tomb was where he lay, but in 3 days he walked out of the grave. Stone was rolled away, hear the empty tomb shout. He walked out, the victor over death, King of righteousness. Oh, hallelujah, he walked out. And now he reigns forevermore. He is the Christ, the risen Lord. And darkness bows and shadows flee. The enemy is under his feet. Oh yes, he shattered every chain. That glorious day when he walked out of the grave. Stone was rolled away, hear the empty tomb shout. He walked out, the victor over death, King of righteousness. Oh, hallelujah, he walked out. Death, where is your sting? Grave, where is your victory? Jesus has overcome. The battle was won. He walked out of the grave. Stone was rolled away, hear the empty tomb shout. He walked out, the victor over death, King of righteousness. Oh, hallelujah, he walked out of the grave. Stone was rolled away, hear the empty tomb shout. He walked out, the victor over death, King of righteousness. Oh, hallelujah, he walked out. Ooh, ooh, he walked out. Oh, hallelujah, he walked out. Amen. Halleluja. Loof die Here, loof die Here. Brian, kom deel met ons. Jy sal onthou. Wat het Jesus vir jou gedoen? Wat het die Here vir my gedoen? Ek kan onthou in die begin. Yes. Ek gaan nou die Here dien. Nadat ek my hart vir die Here gegee het. Ek kan nie onthou presies die dag nie. Maar ek kan net onthou, was stelselmatig ding. Ek het die Here ontmoet. Regtig ontmoet. By een vriend, hy is nou nie hier nie. Sy naam is ou Pieter. Ons noem hom Pietie. As jy hom sien, sê vir my, hallo Pietie. Dis my vriend hierso, sy broer. En ek kan onthou, ons het na die kerk toe gaan waar hy gedoop sou geword het. En ons gaan soontoe, ons daar in Bethoff Park en ek skiem, waar in loop ons nou? Hierdie mense lyk soos 'n kulte. Want dan kom hy uit 'n NG Kerk uit en alles is prim en proper en alles is net so. En skiem, hierdie mense is funny. Hier val mense om. Hier begin mense ewe sielik hard te bid. En dis nie lang daarna toe sê hy vir my, maar daar's 'n Bybelskool. 'n Bybelskool wat ek moet kom join. Ek skiem, ja, dit klink na 'n blinkplan. Want by daai Bybelskool gaan ons nou die Bybel lees. Genesis 1 vers 1 sê dit. En die Here gaan my wys wat sê daar. Wat sê die Bybel daar? Daai pastoor gaan my nou vertel wat staan daarso presies. Toe ek daar kom, heeltemal iets anders. So, toe by die Bybelskool het die Here my hart verander en met my begine werk. En hy het my heeltemal 'n ander sy van homself gewys. En een van die goeters wat hy met my gepraat het oor, was geld. Geld was my God gewees. Geld was my mammon gewees.
Ek was in besigheid daai tyd gewees, ek het vir myself gewerk. En die heel eerste ding wat die Here met my gewerk het, was geld. Dit het 9 jaar gevat om my mind te change oor geld en hoe geld moet werk met die Here. Die tweede ding wat hy met my gewerk het was, ek is. Wie is ek? En perspektief oor myself en ander mense. Die derde ding wat ek die Here mee vertrou het van die begin van my Christenskap is brassery. Nou die wat my nou lank genoeg ken, sal weet, ek het nie geëet nie, ek het gevreet. Ek het letterlik gevreet, julle kan, hier's 'n getuienis. En dit was een van my grootste dinge waar ek die Here op vertrou het, was brassery. Bo die geld, bo die eie ek, was dit die stille oorwinning wat ek gesoek het van die Here af. Want almal ken my dat ek so verskriklik eet. Ek wil nie mense moet my ken vir hoe vreeslik ek eet nie. Alhoewel dit lekker is, maar dit moet nie my kenmerk wees nie. En ek kan sê, van laas jaar af begin ek te sê nee vir kos. Ek sê nee, ek wil dit nie meer nie. Nee, moenie vir my daai kos gee nie. Die Here het my oorwinning gegee oor brassery. Dis wat die Here vir my gedoen het. Stefanus en dan ook Pieter van Litsenburg kom so 'n bietjie na vore. Kom vertel vir ons, wat gaan julle onthou? Wat het Jesus vir jou gedoen? Ek wil julle net vertel van hoe goed Jesus vir my is nog steeds, en ek glo vorentoe sal hy nog steeds goed bly vir my. Ek sit nou die hele tyd en dink na my getuie, is 'n lang getuie, en kom dit net weer by my neer, ek moet net dankbaar wees, want ek is uit daai donkerte uitgehaal. Ek is hierso om niemand te oortuig van Jesus nie, ek is hierso om Jesus se naam te getuig, wat hy in my lewe gedoen het. Hy het my uit 'n donker plek gehaal, van drank, rook. En julle sal nie glo hoe het ek so hard gebid terwyl ek rook, en vir die Here gesê, asseblief, help my, hoe raak ek ontslaaf van hierdie? En die Here het net die lus, dis die lus wat jou trek. En toe dink ek meerendeels, die lus trek, alles wat jy wil doen, is lus. Daar's lus, jy's lus vir 'n sigaret, jy's lus vir dit, jy's lus om iemand te vloek, jy's lus om kwaad te raak, jy's hoogmoedig. En hier kom Jesus en hy sê net, vertrou op my. Ek is hier vir jou. In jou tonnel, waar daar donkerte is, daar is die lig. En die lig is nie, daai tonnel gaan altyd donker bly as jy dit gaan toelaat. Maar sodra jy iemand die voor jou sien lig, dan weet jy, Jesus is hierso. Vat, klim op daai trein. Want as jy lank genoeg gaan staan daar en jy gaan wag, en jy gaan so lank wag, dan het die trein al lank al gegaan, dan staan jy net op die stasie. Klim op die trein en volg vir Jesus. Yes, wat 'n voorreg. Jo, Brian, ek kan amper dieselfde sê wat Brian gesê het, maar ek gaan nou daarby kom. Voorreg om my getuienis te kan gee van 'n hele klompe jare, dis in 1983. Toe Jesus, toe ek daardie aand uithardloop en ek het nie eens geweet, ek het ook in 'n NG groot geword, ek het as weeskind ook daai pad geloop en dit, maar nooit die pad met Jesus geloop nie. En ek word uitgenooi na Pinksterkerk toe. Nou weet ek ken Pinkster van geen kant, ek is baie onkundig wat dit aanbetref. Nou stap jy in 'n Pinksterkerk en die manne spring, hulle rejoice, hulle juig, daar staan en uitlig. Ek dink by myself, waar het ek my nou in begewe? Want dit is vreemd vir 'n mens, dat jy ken nie daai goed nie. Jy ken nie die Heilige Gees werking nie. En, maar daardie Here al begin my trek. Daai aand nog steeds gaan jol, nog steeds gedrink, nog steeds my eie pad geloop, maar in elk geval, ek wou daai leemte wat ek al die jare gehad het as kind, wat ek verwerp was,
En ek kan nou wees as groot geword het, wou ek weggedrink het. Ek het alles probeer om net daai leemte te vul, maar ek het die verkeerde goed gedoen, verkeerde goed gekies om dit te vul. En ek daai een aand, toe dit my aand, en ek kniel by die boedeling, maar ek weet nie eens hoe gee jou hart vir die Here nie. Maar ek weet net, daardie volgende oggend, toe is alles niet. Toe weet ek, iets het met my gebeur. En ek gaan na pastoor Wallace toe, ek sê, pastoor, ek wil nou net kerk hou. Ek wil nie meer drink nie, ek wil nie meer jol nie, ek wil nie meer dinge goed, ek kom so maar agter, ek vloek nie meer nie. Dit is wat Jesus kan doen. Ek kom agter, ek wil nou net kerk hou. Ek klim ek op die trein, as ek op pad, Kliprivier sit, ek daar gaan werk. Dan kyk ek, waar is baie ou, en dan gaan sit ek, en weet julle wat, die Here het my siel gered. Wat van julle? Dis al wat ek kon sê. Maar vandag kan ek meer sê. Toe kon ek begin getuig, ek kon begin uitgaan, ek het huisbesoek saam met pastoor gedoen, ek het hospitaalbesoek gedoen, ek was aan die brand vir koning Jesus. Toe wil ek so met die hele wêreld wen, omdat ek weet waar het Jesus my uitgehaal, en dit sal ek nooit kan vergeet nie. Jy kan nooit vergeet waar Jesus jou uitgehaal het nie. Jy was 'n sondaar, en genade het jou gered, gewas met sy kosbare bloed, halleluja. Maar weet, maar vir jare, wil dit net vir jy sê, want dis miskien iemand wat ook vir jare met iets loop, en ek het nie verniet, daai man van Bethesda, ek het nie verniet omgespeel, Vrydag nie, want ek het vir jare ook met daai verwerping geloop, ek het die joy gehad, ja, en ek was gered, en ek het getuig, en ek het alles, maar ek het nog steeds met daai seer geloop. En dan dacht ek is vry met dit, en ek is, maar dan is daar weer, dan kom die vyand, en dan maak hy net iets oop, en dan loop ek nog steeds met daai wond. En op 'n mannekamp, toe die Here my volkome, toe ek my matrasie optel, volkome van verwerping vrygemaak. Ek kan nie vanmôre, kan ek vir u sê, hy kan jou volkome, jy hoef nie vir 38 jaar met daai probleem te loop. Jy hoef nie met daai wat jy nie kan, daai struggle, jy hoef nie met dit te loop nie. Ek het lank, ek weet nie hoekom het ek so lank met dit geloop nie, maar vandag kan ek sê, ek is vry, halleluja, ek is vry, die Here het my vrygemaak daarvan, en vandag is daar nie so bietjie, my pa leef nog, maar daar is nie meer daai pyn nie, die Here het daai seer uitgehaal, halleluja, ek kan nie sê hoe dankbaar is ek daarvoor nie, en dit sal my bly, dat die Here, daar's hoop in Jesus, daar's hoop, hou net vas aan koning Jesus, daar's hoop, en ek is so dankbaar, ek kon my maatjie optel, ek lê nie meer nie, halleluja. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave every time I call you Jesus.
Dead things come alive in the name of Jesus. Amen. Dooie dinge moet lewendig word. Amen. Wat is daai dooie ding in jou lewe wat moet lewendig word? Amen. Ons sal onthou. We will remember. Môre almal. My naam is Michelle, vir die wat nie weet nie. Brian is my man wat nou nog gepraat het. Voordat ons die Here gedien het, was ek dood. En ek het altyd aan die dood gedink. Ek was 'n depressieleier gewees. En die dood het my hele lewe regeer. Tot ek die Here ontmoet het. Toe gee hy weer vir my lewe op my. En sy lewe het nie gekom deur 'n gebed wat vir my gesê is, of iemand wat sy hande op my gelê het. Sy liefde is wat my genees het. God het vir my gewys, daar's 'n liefde wat die wêreld nie vir my kon gee nie. Ek het dit in drank gesoek, want ek het gedrink vooraf. Ek het 'n image gecreate wat mense laat skrik het vir my. Skrik julle vir my nou? Nee. Mense het gedink ek is deel van die okkulte. Ek is 'n heks, want dit is hoe ek gelyk het. En ek het nie daarin gedobbel nie, maar dit is iets wat ek wou hê mense moes van my dink. Want ek wou nie om mense wees nie. Ek wou alleen wees. Mense het vir my niks beteken nie, en eerlikwaar, God het ook niks vir my beteken nie. Ek wou nie God ken nie. Ek het in die kerk groot geword, maar God het niks vir my beteken nie. Tot ons teruggekom het kerk toe. En God het die regte mense op my pad gestuur, met ware liefde. En ek wil vir julle 'n vers lees, want die vers is iets wat ek by my hou, want dit is wat God vir my beloof het. Dit is 'n belofte, en ek wil hierdie belofte lees, want dit is 'n belofte vir iemand anders te ook. So ek gaan vir julle 1 Korintiërs 13 lees, baie van julle sal dit ken, vers 7, en ek gaan dit vir julle in die Amplified lees. Love bears all things, regardless of what comes. Believes all things, looking for the best in each one. It is steadfast during difficult times. It ensures all things without weakening. Love never fails. God se liefde het my nog nooit gefaal. En daar's nie 'n dag wat ek sal wil terugdink aan waar ek was nie, maar ek wil vorentoe dink van waar God my wil vat. Hallo almal, ek is Melanie. Ek wil vandag eers begin te sê dat ek het vir 2 jaar lank alleen kerk toe gekom, wat my man nie saam met my gekom het nie. En ek het 2 jaar lank gebid vir hom. En hy staan nou hierso. Nou, daai gemors wat sy van praat, dis ek. Was ek dit regstel. Ek het, lang storie kort, in die kerk groot geword van 2 jaar af. Elke Sondag by die kerk afgelaai, elke Sondag opgetel, elke Sondag vir 18 jaar, 16 jaar getrou, elke Sondag by die kerk gewees. Nie een Sondag geskiep nie. En ek het matriek geskryf 2009, toe dink ek nie, weet jy wat, ek gaan 'n bietjie die wêreld probeer. En dit het ek goed gedoen. Ek het uitgaan in die wêreld, ek het begin drink, ek het begin vape, ek het alles wat verkeerd is, het ek gedoen. Ek was daai ou. En 2019 of so 2017, toe begin Melanie vir my sê, nee, ons moet begin kerk toe gaan. Sê ek van, jy kan gaan, niks keer jou nie. Ek sal jou aflaai, ek sal jou optel. En ek het dit gedoen, ek het afgelaai, ek het opgetel. En intussen het pastoor hulle kerk toe of kerke geruil, en ons het AGS nuwe begin geword. En omgesien en hallo, bye, en dis waar het gebly het. En die een dag kom bel pastoor my, ek sien Eben Delport, ek weet nie eers soos hy was pastoor op my foon, net Eben Delport. En ek antwoord die foon en hy sê hy moet met my praat. Dit was die maandag gewees. Oggend wil ek my kar start, ons het 'n afspraak gehad vir 12 uur of iets. Ek wil daai oggend my kar start, my kar wil nie start nie. Nie 'n druppeltjie fout met my kar, maar hy wil nie start nie. Kry hom toe eventually aan die gang en so, ek gaan aan, ek doen my dag, stop weer by die huis, nou wag ek met pastoor gaan sien. En ek het so 11:30, besluit ek, okay, ek gaan nou ry so lank kerk toe dat ek vroeg is. Maar in my kop het ek so 'n hele speech uitgewerk wat ek vir die pastoor gaan sê, want ek stel nie belang nie. Ek kan kerk by my huis. Ek kan daar voor die TV sit en ek kan kerk. En ek ry by die hek uit, pap wiel. My wiel was nou net reg, toe ek die kar start, ek ry by die hek uit, dis my wiel pap.
wys jou net hoe sleg die duiwel is, hoe hy jou wil uit die kerk uithou. En in elk geval, ek sta die kar, change die wiel, ek bel pastoor, gaan bietjie laat wees, so 5 minute laat. Ek sta by die kerk in, pastoor sê vir my, ek gaan nie jou tyd mors, ek wil net vinnig vir jou iets sê. Ja, okay, whatever. Maar nou het ek 'n speech in my kop, ek is reg vir jou. Ken hom nie, maar ek's reg vir hom. En pastoor sê, ek het 'n droom gehad. Dink so myself, ja, almal het altyd 'n droom. En pastoor sê, ek het 'n droom gehad. Dink so myself, ja, almal het altyd 'n droom. En hy sê vir my, jy gaan vrek, maar ek moet nie, so hy sê, jy gaan vrek. En nou dink ek by myself, ja, die pastoor sê, ek gaan vrek. Wat se pastoor is die? Hy sê, ek gaan vrek. Ek sê toe, okay, ek luister. En hy sê, wel ek het 'n droom gehad gisterand van jou en een van 2 dinge gaan gebeur. Of jy gaan vrek in die wêreld en jy gaan terugkom na my toe, die Vader toe, en jy gaan my koninkryk soek, of jy gaan permanent vrek, jy gaan dood wees. En dit het my nogals hard geslaan. En ek het huis toe gegaan en gesê, ek sal maar kyk hoe dit gaan en alles. En dit was die Woensdag. Daai Sondag stap ek in die kerk in. Ek sê ek gaan bietjie try, ek gaan nou maar kerk toe gaan saam met my vrou. En ons is so besig om te praise and worship. Die pastoor point my weer, hy sê kom hierso. Ek sê ja. Ek staan daar voor, hy sê ek wil vir jou bid. En hy bid my, hy salf my en hy sê van hier af, hierdie dag verder sal jy vir mense bid en jy sal mense salf. Net as ons laat my knie die stof en alle prys, alle eer aan die Here. So wat ek wil sê is, jy's nooit te ver weg nie, jy's nooit te ver verlore nie. As die Here my kon uithaal, kan een en elkeen van julle uithaal. Daar's nie 'n probleem te groot nie, daar's nie 'n probleem te ver nie, en daar is altyd 'n uitweg en sy naam is Jesus. Goeiemôre almal. Ja, my naam is Sean. Ja, ek was ver in die wêreld na my egskeiding. Ek het gedink die borreldrank is my uitkoms, my uitweg. En ja, ek kon party aande nie onthou hoe ek by die huis gekom het nie, want ek 'n kar vol mense in. En die Here het my daardeur gedra, ewen toe ek in die wêreld was. En 2024 toe die Here vir my 'n vrou gestuur op my pad wat saam met my in die wêreld was. Maar hy het 'n beter plan vir ons gehad. En ja, ons het 'n pastoor ontmoet by 'n troue, JC en Simonay se troue. En ons het 'n belofte aan hom gemaak, ons sal die kerk kom besoek. Ons het die kerk gaan besoek en ja, van daar af het ons gedoop geword. En ja, ons dien die Here van laas jaar Maart af. En ons kyk nie een pad terug nie. Wanneer ons vandag gesels oor ons sal onthou, het dit niks te doen met die pastoor nie. Niks te doen met die kerk nie, het alles te doen met Jesus. Jesus is die koning, hy is ons Here, hy is ons verlosser en hy is ons saligmaker. It has nothing to do with any man. It's all about him. Amen. Ons is besig om onsself voor te berei om deel te hê aan die liefdesverbondsmaal. Ja, ons eer Jesus vir sy dood, maar vandag eer ons ook Jesus vir sy opstanding, want die dood kon hom nie vashou nie. Die dood het nie oorwin nie, Jesus het oorwin. Ek het so 'n bietjie vroeër met u gesels oor los jou matras. Daardie man het gelê by daardie bad van Bethesda 38 jaar. En vandag, wanneer ek met u gesels oor los jou matras, wanneer ek met u gesels oor los jou omstandighede, wanneer ek die stelling maak en sê los jou verlede, maak klaar daarmee, dan sê ons dit nie net om leë woorde te sê nie, ons kan getuig daarvan en ons kan onthou dat Jesus dit kan doen, want hy het dit vir ons ook gedoen. Ons het net nou gelees en ek dink as ek vir elkeen van u vra, dan het elkeen van ons 'n storie om te vertel hoe dat Jesus ons gelos het, verlos het, maar dan is daar ook baie keer geleenthede waaraan ons na weer toe teruggaan. Baie keer
vat ons daai matrasie en ons loop met hom. Daai matrasie het deel van ons geword, daai maatjie het deel geraak. Maar ek dink ook dis tyd om die matras te laat gaan. Dis tyd om te laat gaan van daardie dinge. Dis nie nodig om aan dit vas te hou nie. Jesus het ons vrygemaak. Jesus het betaal met sy bloed. Jesus wil jou en my vrymaak deur die werking van die Heilige Gees, heeltemal, totaal en al. Nie môre nie, nie oormôre nie, maar vandag, sommer reg nou in hierdie skoolsaal. Sy teenwoordigheid is hier. Jesus sien jou. Hy vra vir ons, wil jy gesond wees? Liggaam, siel en gees. So lank gaan ek en jy nog daai mat vashou? Hoe lank gaan ons nog aan daai matrasie vashou? Jy sien, vir party van ons het daai matras ons sekuriteit geword. Vir party van ons het daai matras ons identiteit geword. Van ons getuienisse wat vandag gesê het en uitgekom het gesê, dit is wie ons was, want ons wou mense weghou, wou mense bang maak, of ons was stikkend en seer, en dit wat ons voorgegee het, of dit wat ons gebruik het, daai dinge wat ons gedoen het, het ons probeer laat cope. Hoe lang kan ons aan daai dinge vashou? Jy sien Romeine 10 vers 9 sê, hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Hy sê, want met die hart, vers 10, glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Vers 11 sê, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sê gou saam met my, glo, sal nie beskaamd word nie. Hy sê, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en ryk oor almal wat hom aanroep. So maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom, waardeur jy gegaan het, waar jou agtergrond was nie. Ons het met 'n doel vandag 'n verskeidenheid van mense gehad wat gesê het, ons sal onthou. Want ons almal kom uit verskillende agtergronde en verskillende stories en verskillende milieus, maar ons kan onthou. Maar daar het ook 'n oomblik aangebreek, waar 'n besluit moes maak, waar ek moes sê, ek staan op, en ek los my matras. Hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dan Matteus 11 vers 28 kom Jesus, en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Jy sien, hy sluit almal hier in. Hy sê, en ek sal julle rus gee. Tog het daardie verlamde man 38 jaar gelê, maar hy was moeg. Het jy geweet dat jy kan lê in jou omstandighede vasgevang, maar jy kan moeg wees? Jy kan moedeloos wees? Jy kan hoop verloor het? Wie is daar vanmôre wat moeg is? Moeg in jou omstandighede? Moeg in jou situasie? Moeg vir beklei? Net so 'n bietjie moeg. Mag ek amper sê moeg om te lewe? Dis harde woorde om te sê, maar moeg. Jy's seer, jy's moeg vir die stampe en die stote van die lewe. Jy's net so bietjie moeg. Partykeer wens ons het net daai knoppie om te druk, net pause. Het jy dalk al oorweeg om net so bietjie na verslaapterapie te gaan, maar jy weet dit gaan nie help nie, want word jy wakker, dan is die omstandighede maar net weer dieselfde. Hoeveel mense het al gevoel, hoekom lewe ek? Teendeel as mense wat reg nou hier sit, ek
Gees van die Here sê vir my, wat die laaste 2 dae terug, dit daaraan gedink het om jou lewe te beëindig. Want miskien sal dit maar beter wees vir almal, as jy nie hier is nie. Dis die leuen. Dis die leuen. Stop dit. Los die matras. Die matras is deurgelê. Jesus sê, staan op. Staan op. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my. Hy sê, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en ek sal julle rus gee, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. So my broer, my suster, wanneer ons vanmôre praat van los jou matras, dan sê ons nie, hou vas aan jou verlede, en gebruik dit as 'n verskoning, gebruik dit as 'n, dat mense jou moet jammer kry nie. Ons sê, ons sal onthou wat Jesus gedoen het, en so ons sal dit gebruik, as ons getuienis, dat Jesus vandag steeds red, verlos, en genees en vrymaak. Ons sal onthou, en ons sal oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van ons getuienis, ons sal onthou. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. In 'n nuwe lewe kan wandel. Ons gaan deur beweeg en beginne aangaan om in ons prosesie in te beweeg, om deel te aan die liefdesverbondsmaal. Jy sien, met hierdie liefdesverbondsmaal is dit 'n getuienis. Dis 'n belydenis. Jesus sê, soveel as wat julle by mekaar is, wanneer julle by mekaar kom, doen dit tot my gedagtenis, vir wat hy vir ons gedoen het, en wat hy steeds vir ons doen. Ek sal onthou. Die gewoonte in die ou verbond was, elke jaar met elke fees, het die papas hulle kinders by mekaar gebring, dan het hulle om hulle gesit, dan het hulle geleer van die feeste, dan het hulle geleer van die elemente en die gebruike, van die wet en hoe God hulle deurgedra het, en wat alles beteken, en hoekom dit krag dra, en hoekom hulle dit gedoen het. Waar is dit in jou en my lewe vandag? Dink jy nie dit is nodig om weer deel te word van ons lewe, dat ons kinders kan deel en kan sê, ons sal onthou. Weet jou kind, waarvan het Jesus jou verlos? Dat hy jou ook uit 'n geestelike Egipte land uitgehaal het? Of is ons skaam daaroor? Ons sal onthou. Ons sal onthou. Break of dawn, the stone was rolled, the silence broke, the truth was told. The grave could not contain his breath. The King of life had conquered death. He is risen, Christ alive, hope awakened, hearts revived. From the grave he rose in power. Victory is ours,
hearts unsure, but found the promise standing sure. An empty tomb, an angel's voice. Do not fear, now go rejoice. He is risen, Christ alive, Christ alive. Hope awakened, hearts revived, from the grave he rose in power. Victory is ours this hour. Death is broken, sin undone. Love has triumphed through the sun. Light has come, the night is gone. Praise the everlasting one. Hallelujah, he is King. Let the earth and heaven sing. Jesus lives forevermore. Risen Lord, we now In 1 Korintiërs 15 vanaf vers 54 wil ek graag vir ons lees. Die woord van die Here sê: en wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleë is, hy sê en hierdie sterflike met die onsterflike bekleë is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is: die dood is verslind in die oorwinning. En dan sê hy: dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wat vir my so kosbaar is, hy sê hier, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur die Here Jesus Christus. Jy sien die oorwinning wat ek en u vandag het, is Christus. Jy sien die oorwinning wat ek en u vandag het, is in die bloed van die lam. Ons het hierdie fees Vrydag begin met Jesus Christus wat die woorde uitgespreek het: dit is my liggaam en dit is my bloed. En ons het vanoggend weer begin met daardie woorde, toe die kruis, hy opgestaan het uit die dood uit, die kruis leeg is, daar die steen oopgerol is, het jy gesien toe daai doeke so leeg word, weer die woorde: hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. Wanneer ons kyk na hierdie liggaam van Jesus, dan is dit simboliek. Nou in hierdie broodjie self is daar nie krag nie. Maar dis wanneer die Gees van die Here hierdie simboliek in jou en my lewe openbaar, wanneer ons Jesus deelagtig word, wat dit krag in ons lewe word. Jesus Christus se lewe vir jou en my. En weet jy wat vir my kosbaar is? Alhoewel hy gekruisig is, die spyker sy hande deurboor is, die doringkroon in sy hoof ingeslaan is, was daar nie een been wat gebreek was nie.
Gaan lees die woord van die Here. Sy bene was nie gebreek nie. He was bruised, but not broken. Sy liggaam vir jou en my gekruisig. Die brood van die lewe. Sy bloed het gevloei vir jou en vir my. Niemand het Jesus doodgemaak nie. Hy het sy lewe neergelê. En omdat hy sy lewe neergelê het, kon hy sy lewe weer opneem. Vandag het hy opgestaan en herdenk ons sy opstanding. Hy sê sodat ons kan lewe. Dood, waar is jou angel, waar is jou krag? Die dood het net die krag wat jy hom toelaat om te hê. Ons praat nie eens van die fisiese dood, ons praat van 'n geestelike dood. Want wanneer die fisiese dood intree, dan is dit nie vir jou en my dood nie, dis 'n voordeel, want ons stap net deur om by Jesus te wees. Dis eintlik waar ons lewe begin. Want die onverganklike word verruil. Die verganklike word verruil met die onverganklike. Die tydelike met die ewige. Die dood is soos 'n deur. Die dood hier op die aarde. Jy stap net deur tot die ewigheid. Jesus het daai brood gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam. Hy het daardie beker geneem en gesê, dit is my bloed, die bloed van 'n nuwe verbond, die Nuwe Testament. Doen dit tot my gedagtenis. Here, ons as liggaam wil U vanmôre kom dank. Dankie vir U liggaam. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns, dankie vir U genade. Dankie vir U onvoorwaardelike liefde. Dankie vir elke mensie wat vandag hier is. Dankie vir elkeen wat U krag gee om staande te bly. Dankie vir elkeen wat U opgewek het vanmôre met nuwe hoop en krag. Dankie vir elkeen wat U raak sien. Dankie vir elkeen die vermoë gee om op te staan en U te volg. Daar waar U ons lei. My gebed vandag is, laat U wil geskied en dat U koninkryk kom in Jesus naam. Nie my wil nie, U wil. Gees van die Here, Here, U doen die werk in Jesus naam. En as U saamstem, dan sê ons amen. The war belongs to the Lord. I hear the drums of the enemy marching. I feel the ground shaking under my feet. But you don't call me into panic, you call me into belief. I hear heaven's whisper rising, stand still and watch me when I see the giants in the valley. I've counted every sword and spear, but you remind me in the battle, this fight is mine, do not fear. I won't move by what I'm seeing, I won't bow to what I feel. You are speaking over chaos, your promise is my shield. The war belongs to the Lord Jesus, the battle is not mine. I stand still in detention while heaven draws the line. When the armies rise against me and the ground beneath me shakes, I will watch the hand